Vanoggend gaan ons praat oor die heilige nagmaal. Die heilige nagmaal. Die nagmaal is 'n sakrament. Sakrament is 'n suikere ding. Ek het my vrou en vir die mense gevra, hulle moet die nagmaaltafel net hier voorsit. En ek wil vir elkeen van julle vra, as julle kyk, wat sien julle? Wat sien julle by die nagmaaltafel? Elkeen van julle is genooi, die Here het julle genooi om hiernatoe te kom vir 'n spesifieke doel. Ek voel in my gees, wanneer ons aan die nagmaaltafel kyk, dan sien ons die liefde van God. God se liefde vir sy kinders, God se liefde vir my en vir jou. In Johannes 3 vers 16 staan, so lief het God die wêreld gehad, so lief het God vir my en vir jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo mag nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So die nagmaaltafel spreek van God se onverklaarde en onveranderlike en bonatuurlike liefde. Sien julle die liefde van God? 'n Tafel is mos by mekaar kom. By ons huis, ons was baie keer baie mense en dan sit hulle om die tafel. En ek wil hê dat ek en jy moet sien dat ons op die land om die tafel sit. En wat vir ons voorberei is die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus. En dis hoekom ons vandag hier by mekaar is, om hierdie ding te gedenk. Die jaar is verby, kan julle glo, dat is nog net 1 Desember maand, dan is die jaar verby. Kom ons ontvang van die Here, dit wat hy vir ons gegee het, dit wat hy vir ons wil leer, dit wat hy vir ons wil sê vanoggend in sy woord. Ek wil graag lees uit 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Kom ons lees saam. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai het, brood geneem het, en nadat hy gedank het, hy het dit gebreek en gesê, neem, eet, dis my liggaam, wat ek vir julle gebreek het, doen dit tot my nagedagtenis. Ek het 2 saakies wat ek net wil bespreek. Elkeen van hierdie verse is 'n preek op sy eie. Ek wil net die eerste saak wat ek wil bespreek is, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag wanneer hy verraai is, in die nag toe hy verraai is, soos my eerste punt is verraad. Wanneer ons kyk na die nagmaaltafel en die liefde van Jesus, dan sien ons ook hier staan verraad, in die nag wanneer hy verraai is. Kom ons lees verder. En nadat hy gedank het, hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jesus sê vir ons dat ons moet dit dikwels doen en ons verkondig die dood en hy gaan weer kom, Maranatha. Die nagmaaltafel van vandag is om te herdenk wat Jesus vir ons gedoen het en ook om vir ons vandag te bemoedig en ook in die toekoms in, want Jesus het gesê hy gaan weer kom. Dit wat hy sê tot ons weer kom. Soos daar's 3 dinge wat ek sê. Eerste, wat hy vir ons gedoen het, wat hy vandag vir ons doen, en hy gaan weer kom. Verraad, ons het gelees van verraad, in die nag wanneer hy verraai is, die aand waarin hy verraai is. En daar lees ons in Matteus 26 vers 20 tot 25, en toe dit aand geword het, was hy met sy 12 aan tafel. Toe dit aand geword het, was Jesus, sien julle die prentjie, met sy 12 aan tafel, dit was aand. Dis hoekom hulle sê, dis nagmaal. Dis nie te sê ons moet die nagmaal in die aand hou nie, maar dis nagmaal, want dit het aand geword. En Jesus sit saam met sy 12 disippels daar. En terwyl hulle eet, sê hy vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Terwyl hulle aan die tafel sit met die 12 disippels, sê Jesus, een van julle gaan my verraai. Toe word hulle baie bedroef. Hulle het bedroef geword en begin elkeen van hulle aan hom sê, is dit miskien ek, Here?
Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insit, hy sal my verraai. Vers 24 sê, en die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is. Maar wie het daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat saam met Jonas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord hom, jy het dit gesê. Ek wil net oor Judas praat om te sê, Judas het vrywilliglik Jesus verraai. Voor hierdie goeters gebeur het, het hy al reeds na die priesterhoofde gegaan en vir hulle gesê, wat sal julle my gee om Jesus te verraai? En julle weet vir 30 silwerstukke. En toe het hy rede gesoek, maar Jesus het dit geweet. As jy weet iemand gaan jou verraai, gaan jy hom dan saamnooi op jou tafel om te by jou kom sit, wat gaan jy doen? Johannes 13 vers 26 en 27 lees ons, en Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek 'n stukkie sal gee, as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom gevaar, en Jesus sê vir hom, wat jy doen dit haastig. Soos ek al reeds gesê het, hy lank al hierdie goed beplan. Mens verraai nie iemand sommer net so nie. Dis 'n plan wat jy al lank al het. Matteus 26 vers 46 tot 50. En terwyl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die 12, en saam met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke, gestuur deur die owerpriesters en die ouderlinge van die volk. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na die Jesus en sê, gegroet Rabbi, en hy het hom gesoen. Vers 50 sê, maar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? En toe kom hulle nader en hulle slaan hulle hande om Jesus en gryp hom. Jesus sê vir hom, vriend, waarom is jy hier? Die nagmaal bewys die volheid van God se liefde. Alhoewel Judas Jesus verraai het, het hy hom nog vriend genoem. Hy het vir hom gesê, vriend. Die nagmaal bewys, Jesus gee homself in liefde. En Judas gee Jesus oor in verraad. En vanoggend wil ek u vra, wat van ons, wat van my en jou? Die nagmaaltafel praat, die brood sê, my liggaam is vir jou gebreek. Hy praat, my liggaam is vir jou gebreek. Die wyn sê, my bloed is vir jou vergiet. En Jesus sê, ek het jou steeds lief, selfs toe jy my verraai het. Nagmaal spreek van volmaakte, onveranderbare liefde. En dit is wat die nagmaaltafel oor spreek. Ek wil net 'n bietjie stil staan by myself en by u, en ek wil nie, dis nie 'n swaar preek nie, dis 'n preek van liefde. En ek wil 'n bietjie hê as ek en u terugdink, het jy al Jesus verraai, vriend? Het jy al Jesus verraai? Ek praat met myself vanoggend. En wanneer ek terugdink op my lewe, dan dink ek het al verskeie kere Jesus verraai. En Jesus kom vandag by die nagmaaltafel en hy sê nog steeds my vriend. As jy hier so sit en jy voel op 'n stadium van jou lewe of jy het Jesus verraai, Jesus roep jou steeds na die nagmaaltafel toe en hy sê vir jou vriend. En elkeen van ons weet mos, wanneer ons ken ons lewe, God ken ons lewe, en hy sê vir ons vriend, hy sê kom. Die nagmaaltafel, hierdie nagmaaltafel is nie die nagmaaltafel van die AGS Middelvlei nie. Dis die nagmaaltafel van die Here, dis sy nagmaaltafel. En elkeen wat hier na toe gekom het, wie van julle is genooi vanoggend na die kerk toe? Kan ek julle hande sien? Net jy, wie het jou genooi? Pastoor het hy genooi, ja. Vanoggend toe ek stap, wie het jou genooi, Johnny? Henrico het vir Johnny genooi.
Vanoggend toe ek bietjie vroeg opstaan, toe stap ek, toe sien ek hoe mooi is dis mooi, is 'n wonderlike dag. En toe nooi ek almal, so almal wat hier is genooi. Elkeen van julle is genooi. Waarvoor is julle genooi? Om aan die nagmaaltafel te kan sien. Die nagmaaltafel is vir almal. En ek glo dat vanoggend elkeen van ons gaan iets ontvang van die liefde van die Here. As ons die liefde van die Here verstaan, dan sal ons die nagmaaltafel ook beter sal verstaan. So ek het gesê, ek het net 2 puntjies om oor te praat. Die eerste was verraad. Kind van God, as jy voel dat jy Jesus verraai het, nog steeds is jy welkom. Hy sê, vriend, kom sit aan die nagmaaltafel. En kom sit en wees deel van die nagmaaltafel. Ek het dit hier gesit, en ek sien in my geeste soos ons almal sit rondom die nagmaaltafel. En die Here praat met ons. En die tweede punt wat ek wil praat is oor genade. Jesus se genade. Jesus se genade vir my en vir jou. Wanneer hy vir my sê vriend, dit maak nie saak wat nie. Hy het vir ons gesterwe aan die kruis. En elkeen wat kom, die Here nooi jou. Die Here het jou genooi vanoggend hier. Al weet jy dit nie. Ek het julle genooi, maar God het julle ook genooi. Elkeen wat hier is deur die Jesus genooi. En oor die genade, wanneer ons oor die genade praat, wil ek hê ons moet teruggaan. Ek wil 'n paar versies lees uit 1 Samuel 4 vers 4. Kom ons lees saam. En Jonathan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lam aan sy 2 voete, en hy was 5 jaar oud toe hy die tyding ontvang het dat Saul Jonathan uit Jesrael gekom het, en sy oppasser het hom opgetel en gevlug, maar sy in die haastigheid gevlug, het hy geval en hy het lam geword. Sy naam was Mephiboset. Baie mense wat hier sit, baie van ons, die mense wat seer gekry het in die lewe en so, het baie keer nie meeste seer gekry toe hulle nog jonk was, toe hulle klein was. Julle moet onthou wat ek vanoggend vir julle gesê, ek het ook seer gekry toe ek jonk en klein was, maar die Here het my gesond gemaak, elkeen van ons. En ek weet dat die Here mense gaan gesond maak. Die vanoggend kan ons sê amen. Baie mense het seer gekry. Hulle het ook geestelik seer gekry toe hulle nog jonk was, en hulle lewe vandag in gebrokenheid. Die nagmaaltafel spreek van God se genade en sy liefde, en hy bring vir ons genesing en vryspraak. En die nagmaaltafel wil vanoggend hier vir mense genesing en vryspraak gee. As julle genesing en vryspraak soek, my kinders van die Here, omdat julle seer gekry het, is julle by die regte plek vanoggend. In Efesiërs 2 vers 8 lees ons, want uit genade is julle gered, deur die geloof en nie julle self nie, en dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. God het ons gered uit genade uit, en nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daar's niemand van ons wat kan roem oor genade van die Here nie. Die genade van die Here is vir almal, die genade van die Here is vir my en vir jou, en die genade van die Here is hierso ook. En ek wil verder lees uit 2 Samuel 9 vers 1 tot 11. Kom ons lees saam. Ek wil net, kom ons lees. En Dawid gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys, ter wille van Jonathan. Dawid en Jonathan was mos goeie vriende gewees, en toe het Dawid het 'n belofte gemaak aan Jonathan, dat hy sal kyk na sy nageslagte, en Saul en Jonathan is mos dood in met die oorlog, en Dawid het gesit, en hy het gesê, is daar nog iemand in die huis van Saul, dat ek hom guns kan bewys? Die woord guns in die Ou Testament is Hebreëus, is geset. Dit beteken om aan iemand 'n guns te bewys, 'n bonatuurlike guns wat onverdiend is. En hy vra, is daar nog iemand wat ek 'n guns kan bewys? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba, en hulle het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is hy Siba?
En hy antwoord, hy antwoord, u dienaar. En die koning vra vir hom, is daar nog iemand van die huis van Saul, dat ek die guns van God, Gaset, die guns van God, aan hom kan bewys. En toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan albei sy voete. En die koning vra vir hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Michar, die seun van Ameliel in Lodabar. Ek wil net hierdie verduidelik. Hy sê, daar is 'n seun en hy is in Lodabar. Nou die woord Lodabar beteken eintlik destruction, dit bedoel 'n slegte plek, dit bedoel 'n plek van armoede, dit bedoel 'n slegte pad. Hy sê vir hom, hierdie seun is daar by Lodabar, julle kan dit gaan opspoor. Vers 5 sê, daarom het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Michar, die seun van Amaliel, uit Lodabar, daar van 'n slegte plek. Vers 6 sê, en toe Mephiboset, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys, terwille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en self sal ek altyd deur, en jy sal self altyd deur aan my tafel brood eet. Die koning roep daardie lamkind en sê, jy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Die Here sê vanoggend vir u en vir my, as jy seer gekry het en as jy in moeilike omstandighede is, as jy in barheid is, die Here roep jou aan sy tafel en hy sê, en altyd deur sal jy aan my tafel brood eet. Is dit nie 'n wonderlike boodskap nie? Ek word sommer opgewonde as ek dink wat ook die Here verraai het, en wat ook seer gekry het, wat ook probleme het, die Here sê vanoggend vir my, kom sit aan die tafel, en jy sal altyd aan die tafel brood eet, want ek het jou guns bewys, goddelike guns, bonatuurlike guns, wonderlike guns. En toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na jou dooie hond soos hy kan omgesien het. Hy verklaar homself 'n dooie hond. Hy sê ek is soos 'n dooie hond. En daai kind was lam en hy was al groot. So hy kon nie self kom nie. Die mense het hom gedra na die koning toe. En gewoonlik in die tyd van oorlog, wanneer een familie teen 'n ander een beklei, dan maak hulle al die mense dood, ook die nageslagte en alles. Maar God het so bewerk dat Dawid sy belofte gehou het. En kind van die Here, God hou sy belofte teenoor ons. Hy sê vir my en vir jou, God sal jou nooit begewe en hy sal nooit jou verlaat nie. Hy is met jou tot aan die einde toe. Die belofte van die Here staan vas. En hy sê hy is ja en amen. God se belofte is ja en dit sal nooit verander nie. En ook hier vandag kan ek vir julle sê, God se belofte sal nooit verander nie. Nooit nie. Hy is hier vir my en vir jou, kind van God. Maak nie saak die omstandighede nie. En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesê, alles wat Saul het en sy hele huis gehad het, gee dit aan die seun van jou Heer. Vers 10 sê, en jy moet vir hom die grond bewerk. Hy sê, hulle moet vir hom die grond te werk, want hy kan nie, hy is mos lam. En jou seun en jou slawe, en jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou Heer brood het om te eet. Maar Mephiboset, die seun van jou Heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. Hy sê, hy sal altyd deur aan my tafel brood eet. Die Here sê, ons sal altyd deur aan sy tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my Heer die koning sy dienaar beveel, so sal u dienaar doen. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. En Mephiboset het aan die tafel
van die koning geëet, soos een van die koning se seuns. Julle weet, aan die tafel van die koning het daar altyd sy helde gesit. Hulle het geëet, saam geëet. Die helde, die mense wat wonderwerke gedoen het. Julle moet gaan lees daar, wie daar gesit. Daar's 'n man wat 100 mense doodgeslaan het met 'n swaard. Daar's mense wat Filistyne, daar's helde wat daar gesit het. En hier kom hulle en hulle bring 'n lam man. En ek dink hulle het gekyk, maar wat soek hierdie man hier? Hoe kan ek nou hier sit? Hoe kan Mephibosheth saam met my sit? Ek is dan 'n held. Ek het dan Dawid gehelp in die naam van die Here en ons het die Filistyne verslaan. En nou bring julle 'n lam man hier. Hoe kan 'n lam man kom sit aan die tafel? Maar dis die Here wat so sê. Hy sê en hy sal altyd sit aan die huis van die koning. Altyd sal hy daar sit. Kind van die Here, dis waar wat die Here sê. Hy sê hy maak nie onderskeiding tussen Griek en Jood nie. Hy maak nie onderskeiding van enige, hy nooi almal. God nooi almal. As jy dink dat jy's lam, jy's nie werd nie, kom vergeet daai storie, kinders van die Here. Hoor wat die Here sê by die nagmaaltafel. Hy sê jy's welkom. Elkeen van ons is welkom aan die tafel van die Here, want God het sy seun gestuur. Jesus het vir my en vir jou gesterwe. Dit maak nie saak wie ek is nie, al is ek lam. Al het die verlede my opgevoeter en ek is nie meer lekker nie. Elke dag van my lewe wanneer ek met mense praat, julle weet, wanneer ek met mense praat, is verskillende storieetjies, maar dis verskillende mense, maar dis altyd die stories. Laas week, elke dag, ek moet 'n bietjie confess, ek sukkel nou om nie meer met die goedes te werk. Het voel vir my of dit swaar word vir my. Ek en my vrou het in die week na 'n vrou gaan, dit is so dieselfde storie. Toe ek gebore was, het my ma my nie gelike nie, sy het my weggegooi, ek het by my ouma groot geword, en my ouma se oom het my verniel, en dis waar ek sit. En ek wil vandag vir elkeen van julle sê, die Here sê in sy woord, dat hy nooi ons na sy tafel toe. Dit maak nie saak of ons verlam is nie, en as jy net wil, as jy wil aan die tafel van die Here sit, jy kan elke dag, die Here verander omstandighede. God is die een wat omstandighede verander, nie mense nie. En daar is baie mense buitekant wat baie seer gekry het. In Lukas 14 vanaf vers 15 lees ons, en ek dink dit nou net skielik, dat daar was 'n bruilofsfees. Julle kan dit gaan lees. En die koning het gesê, nooi die mense. Hy het baie mense genooi. En die een ou het gesê, nee, maar ek moet 'n os begrawe. Ag nee, 'n os begrawe nie. Ek het 'n plaas gekoop. Die ander een sê met sy pa gaan begrawe. Die ander een sê dit, gaan lees dit. Elkeen het 'n verskoning. Elkeen, die Here nooi ons na sy tafel toe. Moenie vir verskoning hê nie, kind van die Here, kom. En toe sê hy verder, maar daar daag nie mense op nie. En toe sê hy, gaan haal die mense in die strate, die wat nie werk het nie, die wat sukkel, en bring hulle, sodat hulle aan die tafel kom sit en hulle het groot fees gevier. Dit is die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Die goeie nuus van Jesus is goeie nuus, want die goeie nuus sê, dat ek en u, dit maak nie saak waar ons vandaan kom nie, dit maak nie saak wat ons gedoen het nie, ons is welkom. Ons is welkom aan die tafel van die Here. So voor ons die tafel gaan bedien, voor julle voel elkeen welkom. As jy nie welkom hier is nie, dan kan ek jou nie help nie, want ek voel welkom. Dankie. Ek wil graag, ek het vir iemand gevra om 'n lied te sing, wat dit baie beter kan sing as hierdie lied wat ons nou hier gaan sing. My vrou, kom ons staan hier so. Ek en my vrou, ons wil julle bedien met die nagmaal. Ons wil vir julle bedien, want julle is welkom hier in die teenwoordigheid van God. Hier waar God is vrede. Hier waar God is, die Here het sy liggaam vir ons gegee. Hy het sy bloed gestort vir ons. En ons word genooi aan die nagmaaltafel om deel te wees daarvan. Om deel te wees beteken, baie keer het ek al gepreek oor te sê, wel, wanneer jy by die nagmaaltafel sit, moet jy vrede maak met mense, en jy moet dit en dat doen, dit is so. En ek wil net 'n geleentheid gee, voor ons nagmaal gaan bedien aan julle. Kom ons bid net saam, en Here, dankie vir u liefde, die onverklaarbare liefde van die Here. Dankie Here, dat u mense
wat eintlik nie waardig is nie, mense soos ek, genooi het na hierdie nagmaaltafel, en my broers en my susters. En ek wil bid, Here, dat hulle ons sal ontvang, dat ons sal die liggaam van Jesus deel sal wees, en die bloed van die Here totdat hy kom. Dankie dat U ons uitgenooi het vanoggend om hier te kan wees, en help ons, Here, dat ons dit sal verstaan, en dat dit ons lewens sal verander, en dat die woord van die Here sê, julle sal altyd aan my tafel sit, en julle sal daar wees, en dit is ons wat genooi is vanoggend, almal wat hier is genooi. Miskien is van U wat nie eens weet nie, dat julle aangedra is hiernatoe, deur die Gees. Miskien was jou gees so swak, dat jy nie eens krag gehad het om vanoggend hiernatoe kom nie, maar die Here het jou uitgenooi en jou gedra. Ek praat net geestelik, net vir 'n oomblik. Miskien is jy die een, of ek is die een, wat aangedra is. En die Here sê, sit aan my tafel, sit aan my tafel. Kom ons luister na die lied, en ek en my vrou gaan elkeen van julle bedien. Amen.